volgende jaar 'n bietjie help met se voorbereidings vir volgende jaar ook. So dit is ja, ons tweede laaste van hierdie keer. So en ons het nou op voelvlug gevat die leefwêreld begin en ons het verlede week het ons gekyk na die eerste 5 boeke. Nou vanaand is dit die profete boeke. So ons gaan 'n hele klompie goed saam doen nou. Vandag sommer het iemand sommer toe hulle hoor van die profete 'n hele klomp vrae oor die profete gevra. So miskien net in julle koppe. Watse vrae het julle oor die profete? Net my te help ook, want baie keer sê hulle mos as iemand 'n vraag in sy hart het of haar hart het, dan luister mense 'n bietjie beter ook. So is daar dalk 1 of 2 vrae goeienaand, welkom. Wat julle voor ons begin, wat julle oor die profete het. Julle sê ek het gekom en ek het dalk 'n vraag of 2. Is daar nog vandag profete? Ja, ek het net vanmiddag het iemand vir my gevra, is daar nog vandag profete? Dis 1 vraag. Dalk nog 'n vraag? Hoe is die profete aangestel? So is daar vandag nog profete, hoe is die profete aangestel? Nog dalk 'n 3de vraag so? Goed, julle is welkom om as ons praat enige tyd vrae te vra, die van julle wat ook die op die ou moment op YouTube kyk, ek sal probeer die vrae ook herhaal, dat julle ook deel kan vorm, maar dit is belangrik ook so, ek wil nie net 'n lesing gee nie, want baie keer is daar miskien vrae. So, miskien reg aan die begin net gaan ons 'n bietjie kyk, wat is die profete boeke, wat 'n prentjie skets die Ou Testament oor 'n profeet, dalk 'n moontlike tydskaal, die omstandighede, die sogenaamde vroeë profete, groot profete, die boek van die 12 profete, en dan reg teen die einde, wat leer ons uit die profete boeke? So belangrik dat ons vir mekaar kan help so 'n bietjie van vanaand. En weer eens is, daar kom ons nie by alles uit nie. My groot wens is dat ek dalk net met iets wat ek sê, net julle bietjie inspireer en sê, ek wil so 'n bietjie meer die profete boeke gaan lees. So dis my wens. So dalk bietjie meer, maar dat is net ergens dat ons net so 'n bietjie opgewonde maak en sê, ek gaan nie daai deel skiep nie, ek gaan net so oorblaai nie. Ek gaan 'n bietjie stil staan en kyk. Dit is my wens dat ons mekaar kan help, want daar is 'n groot rykdom in die Bybel. Goed, ek dink wat ons reg aan die begin is, watter prentjie skets die Ou Testament oor 'n profeet? So soms het mense die idee, Frans, welkom, dat soms die idee dat profete word soms gesien as toekomsvoorspellers. Ander tye is dit aktiviste wat opstaan vir reg en geregtigheid. Sommige tye digters wat dalk 'n gemeenskap wys op die komende oordeel, soms gesien as predikers, soms is dit die voorlopers van die Messias, so sommige mense wil net die profete boeke soos Jesaja lees en sê, man, wat sê die boek oor Christus? En dan maak hulle net so 'n sprong, hulle wil nie eintlik lees wat daar staan, hulle wil eintlik weet, is dit 'n voorspelling vir Christus, het dit waar geword? Anders sien die profete as teoloë wat op die ouend mense help om die sosiale moraliteit dalk te bevorder ensovoorts. Ander as voorbidders sal profete sê, maar was hulle nie eintlik die voorbidders van Israel nie? So daar's verskillende sieninge wat mense het, en ek hoop dat ons mekaar so 'n bietjie kan help, want weer eens is, ons gaan maar soms 'n voelvlug vat, maar daar's 'n hele klomp profete boeke. En as 'n mens net sê, 'n profeet is waarskynlik, watter naam kom eerste by julle op? As jy die woord profeet hoor, watter naam kom eerste? Wie sê Jesaja? Jeremia? Esegiel? Die eerste. So lyk by Jesaja, so as jy die woord profeet noem, is Jesaja dalk die eerste naam wat opkom. Maar daar's 'n hele klomp profete in die Bybel, en so daar's nie net miskien een kant nie, so ons gaan mekaar so 'n bietjie help. En wat ook gebeur is, soms was die profete vreemde karakters. Weet as mense dit Esegiel lees ook, het mense gesê, maar hulle weet nie of Esegiel, die sielkundige is 'n mens ook hier, so hulle weet nie of Esegiel heeltemal so, was hy dalk nie 'n skizofreen of wat, ek het al goed gesien en dinge, so mense sal sommige verskillende dinge, en het vreemde simboliese handelinge moes doen ook. Julle ken Hosea se storie dalk, wat met 'n prostituut moes trou, as 'n simboliese handeling. Jesaja, die groot profeet Jesaja, moes vir 3 jaar lank nakend kaal loop. Ek is bly ek was nie Jesaja gewees nie. En in die koue gaan nie gewerk. Jeremia moes 'n stuk grond gaan koop
Esegiel het 'n boekrol opgeëet ensovoorts. So daar is verskillende vreemde simboliese handelinge wat ook deur die profete gedoen is. En wat mense baie keer ook vra, nou hoe die profete het hulle self opgelei, waar ook al so soms het hulle op hulle eie is geroep. Sommige was byvoorbeeld Amos was 'n boer uit Tekoa, ander was deel dalk van 'n profete skool, so verskillende mense. Soms was hulle buite geloofsgemeenskap. Hulle was nie deel, ons het vir mekaar gesê verlede week ook dat die priesters het ook diens gedoen. Ons lees in Levitikus of waar ook hulle diens gedoen binne die godsdienstige gemeenskap. Die profete was baie keer so 'n bietjie buite die godsdienstige gemeenskap. En ja, daar's 'n hele paar voorbeelde van visioene en drome van Amos en Sagaria en Esegiel, byvoorbeeld Sagaria 1 tot 8 is daar 'n hele klomp 8 visioene. En die vraag wat mense ook vandag nog vra, bedoel, praat die Here nog ook deur visioene en drome soos in die tyd van die Bybel met profete. So die profete help ons op verskillende maniere. En dan die vraag is, wat was profete se rol? As ons die reg aan die begin kom sê, hulle is op 'n baie spesiale manier deur God geroep. So die vraag is, op die ou end, hoe is hulle aangestel? Die priesters was uit die stam van Levi of uit stam van Sadok, die Sadokitiese of Levitiese priesters, maar die profete wat baie keer op 'n spesiale manier deur God geroep is. En daarom kry 'n mens 'n klompie roepingsverhale. Ek onthou nog my heel eerste preek in Helderberg gemeente. Raai, wat het ek gepreek? Wat het 'n raai? Daar's 'n roepingsverhaal wat ek gebruik het. Jesaja 6 het ek nie gebruik nie, maar dis ook 'n pragtig. Ek het Jeremia 1 gebruik. Ek het verlede Sondag het ek gesê van Omeni Joubert, wat my buurman was, wat toe die preek aangevra het. Hy was 'n oud professor en van mooi die preek nagesien het. Ek gesê, hier kan jy verbeter, daar kan jy verbeter. So hy was my buurman, en sy vrou was baie onrustig, dat hy nou so in my preek, maar dit was sy rol. Hy het vir my baie gehelp ook, om te help en sê, hoe dink 'n mens oor die Bybel ensovoorts. Maar daarom 'n pragtige roepingsverhaal. Jesaja 6 is 'n pragtige roepingsverhaal. Jesaja of Jeremia 1, Esegiel is daar ook roepingsverhaal. Ons het ook al Esegiel 47 van hy visioene en so gesien. Maar so is op 'n baie spesiale manier deur God geroep. En daarom het hulle ook 'n intieme verhouding met God gehad. Ja, ek kan miskien dalk dat die koue Frans, so is die voordeur toe, of nie? Toe, dankie. So belangrik is, het gaan oor 'n intieme verhouding, en soms is die profete dan ook manne of vroue van God genoem. Daar is Elia, man van God. Dis nogal om te sê, dit is nogal mooi, om te sê, daai persoon is 'n man of 'n vrou van God. En dat hulle ook mense wat geluister het, wat kon luister na God se wil, die wil van God aan die volk verkondig. So die rol van 'n profeet was om te hoor wat sê God, sê te luister en dan daai boodskap oor te dra. So half 'n mediator tussen wat God sê en dit aan die volk oor te dra. So dis 'n belangrike ding dat hulle moes bereid wees om te luister, maar ook bereid wees om te praat. En dan noem ek daar vrymoedigheid, was glad nie bang vir wat die mense sou sê nie. So as 'n mens hoor wat die profete gesê het, en baie keer het hulle dan nie sommer nie die mense gepraat nie, hulle het met die konings gaan praat. So hier is nou iemand wat nou dalk mense dink nie so baie aansien het nie, en dan gaan hy en hy gaan praat met die konings en sê, pas op, julle is ongehoorsaam, as julle so aangaan, dan gaan die volk in ballingskap bewaak. So daar is, as mens die verhale lees, daar was 'n stuk vrymoedigheid. Ook vrymoedigheid, ek het vandag weer die verhaal van 1 Konings 18 gelees. Ken julle die verhaal van 1 Konings 18? Elia met die Baal-profete, onthou julle nog daai verhaal? Nou, ek is weer getref deur daai vrymoedigheid. Hierso staan Elia alleen, en 450, as ek reg het, sê die teks, Baal-profete, en hulle sing en dans en roep na hulle God Baal, en hy sê, julle moet kies, en hy sê, ons aanbid 'n lewende God, en lees ons in die teks, dat hy net tot die Here gebid het, is die Here, antwoord nou. So, 'n stuk vrymoedigheid op die ou end om te sê, ek daag julle uit, ek staan alleen,
en hier moet julle kies. En dit was nogal van my treffend, ek wil verbeel jou net, ek wil die prentjie sien. En dat op die ou moment dat God vuur gestuur het en die mense gesê het, die God van Elia is die ware God, nie Baal as 'n dooie God nie. En so baie keer as 'n mens so 'n bietjie huiwer of twyfel, moet jy iets doen, gaan lees maar weer 'n bietjie die profete, wat met vrymoedigheid, ons het ook lidmaat wat ook vir ons het aanmoedig en sê, som daar nie, maar daai moet ons met 'n bietjie meer vrymoedigheid ook sê en verkondig. En ja, op die ouend, ja, Elia teen Agab, koning Agab wat 'n sterk koning was ensovoorts. En ja, op die ouend het hulle selfs hulle eie lewe op die tafel geplaas, Amos is verban, Jesaja se lewe is beëindig, Jeremia is weggevoer na Egipte ensovoorts. So het nie eenvoudig altyd gegaan nie. Maar belangrik, die profete was ook bewus van mense se nood. So die profete het nie net daar, hulle het regtig wat die nood van mense raak gesien. En vat nou maar byvoorbeeld soos Amos, die nood van die arme mense. En 'n stukkie hartseer ook, julle hoor aan mekaar ek sê, beklemtoon, lees die hele Bybel. Daar is nie net sekere teksverse, weet jy, so 'n paar, so ons gaan ook dalk die profete boeke lees, dan lees ons Habakuk 3, wat 'n baie mooi gedeelte is, al sou die vyeboom die bot nie ensovoorts, is baie mooi. Maar sommige tye moet ons ook lees Amos wat hy sê, ek bedoel, staan op vir geregtigheid, julle wat die armes onderdruk en so meer. En dit is nie so lekker, daai woorde is nie altyd so gewild nie. En die hartseer was, as mens gaan kyk ook na die preekgeskiedenis ook in ons eie land, gedurende die apartheidsjare, is binne die NG Kerk baie min uit die profete boeke gepreek. Maar in die VGK of jou NG Sendingkerk of NG Kerk in Afrika, is baie meer die profete boeke gepreek. En dis hartseer, as ons die Bybel in sy geheel ook lees, dan is daar tye wat ons sê, jy moet opstaan vir sosiale geregtigheid. En die profete het soms opgestaan, en ons het net daai stem van profete stilgemaak, ook die profeteboeke, baie keer dan die stem van ook profete in ons eie omgewing stilgemaak, maar net nie daai dele, net dit oorgeslaan. En daarom, hulle was bewus van mense se nood, en soms alleen gestaan, en dit ons ook 'n profetiese rol, ons wil net 'n bietjie meer daaroor sê. Maar skep ook vir mense nuwe moontlikhede. So het baie keer oor die toekoms ook gepraat. So die profete was nie net toekomsvoorspellers nie, maar het ook oor die toekoms gepraat. Vir mense nuwe moed, ek sal net op praat oor die dag van die Here. En dan voorbidding of intersessie, nie noodwendig die primêre rol nie. Daar is sekere profete soos Jeremia, wat groot intercessors was. En interessant as jy in Jeremia gaan lees, daar's 'n paar plekke wat, dit is vir my baie belangrik, maar wat die Here vir Jeremia sê, jy hoef nie eers te bid weer vir die ouens, julle is nou al beyond gebed, jy hoef nie eers met te bid nie. So dit is nogal 'n bietjie 'n stukkie ironies, want ek het ook al met die mense vir mense gebid het, en dan raak, ek weet nie of julle nie, dan raak mense so 'n bietjie moeg, dan dink jy, gaan dit nou werk, ek weet, ek het tyd vir mense vir lank gebid, raak jy moeg, maar dan besef jy, nee, volhard weer, en dat die Here ook weer vir mense sê, volhard, en dat die profete, en veral ook Jeremia, maar daar was selfs tye, wat die Here vir hom gesê het, maar hulle moet hulle bekeer, op die ou end, jy het nou vir hulle gebid, is belangrik, maar hulle is nou hulle verantwoordelikheid, ensovoorts. Maar weer eens, die profete het ook by God gehoor, en vat nou byvoorbeeld hierdie gebed van Elia, wat hy net, wat gebeur daar, die Baal-profete 450, hy staan alleen, maar hy staan nie alleen nie, sê, Here, help asseblief. Al wat hy gedoen het is, Here, ek het die hulp en krag, dis wat gebed ook is, en die profete leer ons, om in afhanklikheid van God ook te leef. Enige vraag dalk, as julle iets wat julle nou wil, wat ek nou gesê het, wat ergens iets oproep, kan ek maar aangaan? Ja, die vraag is, het die konings die profete se rol erken? Nee, baie keer het die profete teen die konings geprofeteer, jy weet, en teen Agab en mense sê, weet, pas op, en julle moet, en belangrik is ja, dat die konings het nie altyd van die profete gehou nie. Ook in ons, byvoorbeeld in selfs in die politieke landskap, sal baie keer die profete se stem in 'n land, sal baie keer teen die staat en die koning se magsmisbruik en so praat,
en dat die leiers, baie keer politieke leiers, nie altyd die profetiese stemme so waardeer nie. Ook in ons eie land stemme soos Biskop Tutu en mense wat voortdurend konsekwent teen ongereg. Biskop Tutu het ek baie respek voor, teen die apathiese regering, teen die ANC, maar hy teen onreg op, is dan nie teen 'n regering nie. En baie keer hou konings nie daarvan nie, of leiers, vat nou maar selfs in die wêreld leiers vandag, is daar mense, is ergens net so 'n bietjie van ons groot leiers, hulle hou nie van daai stemme wat sê, julle is besig om mag te misbruik of wat ook al nie. En vat byvoorbeeld Agab, die verhaal van Agab wat Nabot se wingerd, Nabot wat hierdie ander man wat uitgebuit word, is ek 1 Konings 21 as ek reg het, Nabot se wingerd verhaal, waar Agab hierdie magtige koning, en hy was 'n groot deel van die Omri dinastie, en hulle die Samaria gebou en bouprojekte ensovoorts. Isebel was sy vrou, julle ken daai, maar daar wat Nabot se wingerd, en hy het gemaak wat hy wil, en op die ou end ook dan stemme wat daar teen is. So belangrik is, ons leer baie profete, miskien net so 'n bietjie, weer eens, as ons gaan kyk na waar hulle gewerk het, en bietjie na tydskaal ensovoorts. Ek hou maar van 'n kaart, so elke keer sal ek nou en dan net 'n kaart om 'n beeld te kry, net weer, om net die ou naby Ooste weer te sien, en waar mense so, ons het daar van Ur van die Galdeërs, het ons ook wat Abraham geroep is, die ballingskapplek, so Jerusalem, Gaza en so voort, net weer 'n idee kry van die omgewing van die ou nabye Ooste, maar dan baie van die profete wat dan hierso opgetree het, byvoorbeeld Tekoa wat naby Jerusalem was ensovoorts, verskillende plekke afgekom het, maar net om 'n bietjie die agtergrond te sien, as we die profetiese boeke nou verder gaan kyk, wat 'n rol speel die omgewing ook. En as ons dan verder, gaan die ballingskaproetes het ons nou gaan kyk, laas keer het ons 'n bietjie daaroor gesels, om net weer die ou naby Ooste te verstaan, en ek het laas vir julle baie duidelik beklemtoon dan ook in ballingskap, wat byvoorbeeld ook boek soos Ditro of Tweede Jesaja, van Jesaja 40 af, aan, weet dat op die ou end in die ballingskap 'n sterk rol in troos gespeel, so ons het 'n bietjie meer daaroor sê, maar net weer die gedagte, en daar is byvoorbeeld Iran, Ahmed of Ekbatana, belangrike stede in Nineve, wat Assirië se hoofstad was, wat ook die Assiriese ryk wat op die ou end in die noorde ingeneem het, en dan Susa, wat ook nog deel van vandag se Iran is. Esther, ons gaan volgende week bietjie daar kyk, maar net so 'n paar plekke wat julle sal weet. Maar belangrik is, as mense 'n bietjie kyk na, ook kyk hierso sien, kruisgevangenes onder juk, as julle sien daai juk, is net so 'n bietjie uitbeeldings, so baie keer is daar 'n klompie prente wat reeds geskilder is, en dan, kyk, nee, dit, so, kyk, daar is ons al baie oor Jona, maar nou, praat ons van die groot profete, en toe sê hulle iemand, nou die dag het hulle dan redeneer is, was dit nou 'n walvis, of wat ook al, hoe goed, toe sê hulle, kon enige vis gewees het, want Jona was een van die klein profete gewees, so, maar dit is so, dit is wat hierdie see, hierdie kant, maar Nineve, hy moes op die ou end soen toe gaan, maar hy wou nie soen toe gaan nie. So, maar die see is hierdie kant wat daaroor gepraat word, maar weer eens is, as ons nou kyk byvoorbeeld na 'n boek soos Jona, is daar lang debat gesê, is Jona, was dit bedoel as werklike persoon, 'n profeet Jona, was bedoel as 'n voorbeeldvertelling, soos 'n gelykenis, soos die barmhartige Samaritaan. So daar is baie van geleerdes wat reken dat die verhaal van Jona, waarby ander profete sterk sê hulle weet waar hulle groot geword, wat hulle gedoen het, so Jona gaan meer oor die boodskap as oor die profeet self. Goed, kom ons kyk net, die roetes, en dan net weer om julle te help, ek sal altyd daai kaart ook net laat om te sien, waar is die, weet baie keer, het die profete, of ons gaan nou vandag ook 'n bietjie na rigters en so kyk, die Edomite, die Moabite, Juda die suide, en Ammonite daar in die middel, en Damaskus, Syrië, die Aram, Tyrus en Sidon, wat vandag se Libanon is ook, die Fonisiese state ensovoorts, en dan 'n klomp van die Arabiese
tribes of stamme, maar weer eens dit help vir ons net so 'n bietjie te gee, want baie van hulle het in daai omgewing gefunksioneer, die boek wat ons nou gaan kyk. So die tydskaal, ek het weer laas gesê, van die begin af, om spesifieke datums, ek het nou baie keer dit wat ek geleer het, wat ek 'n paar jaar gelede gelees het, wat ek weer lees, en so, die datums verskil elke nou en dan, so ek gaan die datums, sekere goed is vas, maar so voor die 8ste eeu voor Christus het ons dan Abraham, Moses, Samuel, Elia, Elisa, dis die profete wat ons daar ken, voor die 8ste eeu, so belangrik is dat ons het verskillende dinge daaroor, en ons sal net 'n bietjie meer sê. Dan in die 8ste eeu voor Christus het ons nou vir Amos, Hosea, Micha, Jesaja 1 tot 39. Ek sal net weer sê, maar julle sal weer die boek Jesaja is in 3 hoofdele. So die eerste deel van Jesaja 1 tot 39 praat oor die tyd van die profeet self. Maar weer eens as 'n mens gaan kyk, en ek het vir julle gesê, daar is die tyd van wanneer 'n profeet geleef het, en dan ook die tyd wat dit op die ouend neergeskryf is. So belangrik is, dis altyd moeilik om te sê, so wat 'n tyd, so hoe het hulle in die ou dae oor tyd gepraat? Hulle kon nou sê voor Christus, hoe het hulle oor tyd gepraat? Sê maar daar is tydskale, hoe het hulle gepraat oor tyd? Wat 'n jaar? Die jaar van wat? 'n regeringsjaar, so baie keer sê hulle is in die tyd van koning Hosea of in die tyd van wie ook al. So dan kan 'n mens so 'n bietjie kyk, en daar sekere Bybelboeke, soos byvoorbeeld Sagaria, wat baie duidelike tydskale het, jy weet, 520 tot 518 voor Christus, dit is ons redelike, selfs maande gesê, ander Bybelboeke, Joel en so is moeilik om tyd te bepaal, maar as 'n mens rolweg kan praat, is dan van en daarom die boek Amos is van die eerste boeke in die Bybel wat finaal opgeteken is. So Amos sê maar geleef hierso rondom 762 voor Christus dalk sy bediening begin, maar dat hy die boek dalk 57 waar ook al, maar dat die boek al vroeg opgeteken is, en daarom sal baie van die geleerdes sê is, baie van die boeke is mondelings oorgelewer, en ons dink nou sê maar Genesis, Exodus en so het eerste neergeskryf, maar baie van die boeke is in die ballingskap eers neergeskryf, en 'n boek soos Amos is dalk vroeër finaal neergeskryf, geredigeer in die Bybel opgeneem as byvoorbeeld die latere boeke wat langer mondelings oorgedra is. So weer eens is die tyd wat die profeet geleef het, en die tyd wat die boek is, daar's baie keer 'n verskil, en sommige tye is dan ook lesers, dat die storie vertel spesifiek. So wat ons baie keer doen is, jy sal 'n storie van oupa en ouma of wie ook al vertel, van lang gelede, en jy maak hom aktueel vir jou kinders nou. Hulle verstaan dalk 'n klomp goed nie, maar jy probeer daai verhaal, wat hulle van oupa en ouma of wie ook al, ou verhaal probeer vir hulle aktueel maak. En dis byvoorbeeld, ons gaan die volgende week op 'n bietjie kyk na kronieke. Kronieke het byvoorbeeld die Samuel boeke en koningsboeke probeer aktueel maak vir 'n later tyd, en sekere goed ingelaat, sekere goed so 'n bietjie gerangskik om te sê, dis nou vir ons belangrik, dit help vir ons. So mense moet altyd dit ook in gedagte hou. So baie keer sal mense vra, wie was waaroor gaan die boek? Vir wie is dit bedoel? Wie was die oorspronklike ontvangers, en wie is later op die boek ook verder geneem? So julle daai vroeër profete, en dan het julle die val van Samaria. Samaria was die hoofstad van die Noordryk, en dan ook die val van Ninive, julle van Ninive gehad, was die hoofstad van die Assiriese ryk. Dat is die profete wat in daai tyd ook na vore gekom het, en byvoorbeeld dan daar was die groot ballingskap, was 5, 8, 6, 7, maar daar was ook 'n eerste oorgawe, Jerusalem is nog nie finaal vernietig nie, daar was nog later ook 'n paar wegvoerings en so, maar weer eens belangrik is dan Jesaja, die eerste deel van Jesaja het in die tyd van Jesaja, sê maar so 47, 41 voor Christus, by Jesaja 40 was dit die tyd van die ballingskap, 'n troosboodskap, en nou baie keer, ons ken seker die beste vir Jesaja 53, ensovoorts, maar as jy byvoorbeeld Jesaja 40 gaan lees, is 'n pragtige hoofstuk, nou by jou dan, wat 'n stuk troos is, ek lees baie keer vir mense ook wat siek is, so gaan lees bykie Jesaja 40 se laaste paar verse, wat nogal vir jou, ek kan miskien 'n vers of 2 daarvan lees net, wat regtig ware stuk hoop en troos kom gee, en vir mense in nood baie keer beteken. Julle ken die liedjie Sweef soos 'n arend. Nou, ek dink as ek reg het, dat die liedjie ook iets daarvan
maar die Jesaja 40 se laaste paar verse wat sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Vers 29 sê, dis hy wat vermoeiendes krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoeis het nie. So wat vir vermoeiendes krag gee. So baie keer moeilike omstandighede as ek soms daai vers lees, want daai in moeilike omstandighede het Jesaja daai boodskap kom bring vir mense stuk hoop gegee. Het 'n vraag? So die buitebybelse geskrifte het baie keer maar rondom hulle konings ook. So baie van dit is maar ook of dit nou die Assiriese koning of die Persiese koning Darius, en sommige tye sal dan ook selfs die Bybelse geskrifte, soos byvoorbeeld vat nou 'n boek soos Sagaria, sal byvoorbeeld toe was, daar moes nou, dis die tyd na die ballingskap, toe is die konings van Israel nie meer daar nie, konings van Juda nie meer daar nie, en so Sagaria begin byvoorbeeld in die tweede regeringsjaar van koning Darius, in die 8ste maand, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria. So byvoorbeeld 'n boek soos Sagaria 1-8 sê baie duidelik, selfs die spesifieke maand word gesê. En van die ander boeke het net geen daterings nie, so daai daterings is so 'n bietjie makliker om na te kyk. Maar daar het hulle byvoorbeeld dan koning Darius, die Persiese koning. Goed, sommige tye is daar mense, daar was Darius 1, 2 en 3, so dit maak dit so 'n bietjie moeiliker, maar ek dink hulle stem hierdie, maar so af en toe is daar 'n bietjie onsekerheid oor watter een dit was wat gedoen het, maar dit is dan in die en voor, ek het vir julle gesê verlede week ook, voor die tyd van konings was dit baie moeilik om daterings, voor die tyd van Dawid of waar ook al, want daar is nie goed opgeteken eintlik veel nie, want by die konings het ergens 'n paleis gehad, goed opgeteken, daarom argeologie, as hulle ergens 'n geskrif ontdek, dan was dit byvoorbeeld vandag ook weer geskrif, by Tel Dan weer daaroor gelees, wat praat van die huis van Dawid, die eerste geskrif, is in 1993 eers ontdek, en daar word gepraat van die huis van Dawid, so dit is dan eerste keer wat verwys is buite Bybels na byvoorbeeld Dawid. Goed, dan die laaste, die naballingskap profete, so Edek van Kores, ek gaan net 'n foto daarvan wys ook, so Kores, die koning van Persië, hy het toestemming gegee dat die ballinge kan terugkeer, en daar Edek, en dan kry mens die naballingskap profete, en dan ook die werk, ons gaan net oor Haggai, wat die mense aangemoedig het om die tempel te herbou, Sagaria ook, tempel is ingewy, Maleagi dan ook, Joel, Jona en Sagaria 9-14, is so 'n bietjie moeilik om te dateer, waarskynlik daai tyd, maar daarso sal verskillende daterings wees, so is 'n bietjie moeiliker, daar's nie eintlik veel, dat byvoorbeeld Sagaria 1-8 het baie duidelike daterings, maar 9-14 het eintlik niks nie, so daar's 'n bietjie moeilik om dit te dateer, maar weer eens die belangrike punt is, vat my byvoorbeeld die psalms, ons gaan volgende week na die psalms kyk, sekere psalms het so, byvoorbeeld psalm 51, praat van, dit is Dawid wat dan berou het, vergifnis vra vir sy sonde met Batseba. So daar is ergens 'n bietjie historiese konteks, maar baie van die psalms is gebede, wat in enige konteks kan werk. So een van die teoloë, Brigham, ek sal volgende week ook sê, hy sal sê, kom ons kyk liewerste, nie wat was die historiese agtergrond nie, maar wat het in die hart van hy bidder geleef. Was die bidder angstig, was die bidder opgewonde, waar kyk liewerste na die mens agter dit. En dis belangrik dat ons mekaar sal vra, is interessant om bietjie te redeneer, wanneer het hulle geleef, dan verstaan ons ietsie meer van die konteks, maar wat is die boodskap wat dit vir ons vandag sê, en ons gaan 'n bietjie nou daar dieper gaan kyk. Die omstandighede, so belangrik is, so gebeurtenis het in die tyd plaasgevind, die intog in Kanaan, wat ons nou die Abraham en Moses, of die uittog, wat Moses nog ook, by die intog, Josua, tyd van die rigters, ons gaan net al ietsie daaroor dit sê, die vestiging van 'n staat so weer eens is, as die Ou Testament praat van die profete boeke, dan dink ons net aan die sogenaamde groot profete, maar die vroeë profete begin al met Josua, met rigters, en Samuel en konings. So as die Hebreëse Bybel die verdeling maak van wet, profete, geskrifte,
dan begin dit nie by Jesaja nie, die profeet in die begin al reeds by Josua. So net interessant, ons sal volgende week oor die geskrifte gaan, maar daar is die verdeling, so net om hulle die 3 verdeling. So dis 'n lang tydperk wat gedek word, ook die verdeling van die ryk. Julle ken vir Jerobeam, Rehabeam, na Salomo gesterf het, die Assiriëse bedreiging, dan die Babyloniërs, die lewe in ballingskap, die terugkeer vanuit ballingskap en die herbou van die tempel en die stad. So 'n klomp gebeurtenisse. So ek sal net 'n bietjie net, as mens die boeke so met 'n voelvlug vat, is 'n klomp goed het 'n invloed gehad. As Haggai byvoorbeeld sê, baie keer word Haggai gebruik as daar ergens 'n bouprojek in die kerk is. Dan kan julle maar weet, want daar sê hulle kom nou terug uit ballingskap uit, en dan sê Haggai vir hulle, hy werk op hulle hart en sê, julle spandeer nou baie geld en tyd aan julle eie huise, maar die huis van die Here is nog nie gebou nie. So, ons kan dalk as ons 'n projek by die kerk het sê, jy het aangebou by jou huis daai ekstra stoepkamer. Jy het nie vir die kerk geld gegee om hier aan te bou nie. So, dan kan jy lekker by mense, so daai boek Haggai is baie gebruik in ergens bouprogramme van die kerk. So, dalk as jy ergens nou iemand wil motiveer, maar so hy baie duidelik sê hy, ja, dis die waarheid ook, maar sommige tye is dit nie so eenvoudig, en dan, ja, baie keer Nehemia as 'n projek ook, wat hulle sê, die mure lê vervalle, moenie julle huise bou eers die muur, dat ons kan leef ensovoorts. Goed, so, daar's verskillende omstandighede wat ons help om te verstaan, en wat ons ook daai omstandighede vandag nog baie keer beleef. Vat byvoorbeeld, ek het iets hier op dit geskryf, is oor, in die tyd van Sagaria, was daar byvoorbeeld 2 leiers, wat sterk na vore getree het. Die een was die hoëpriester Joshua, 'n geestelike leier, die ander was Zerubabel, die gouverneur. So daar was so 'n 2-koppige leierskapstruktuur, toe hulle terugkeer uit ballingskap. Is 'n nuwe tyd ensovoorts. En ek het op jou gedink, maar waar in die wêreld het dit ook gebeur? Toe besef ek in ons eie land het dit ook gebeur. In die tyd na apartheid was daar Biskop Tutu as geestelike leier, President Mandela as die staatsleier, wat ook 'n belangrike rol gespeel het. So daar is ooreenkomste soms in leierskap, en mens kan bietjie gaan kyk ook, en daarom is die Bybel aktueel. Toe laat sommige tye was daar tye wat profete bietjie weggestaan het van die staat, en hulle gekritiseer bietjie afstand. Maar ander tyd het hulle gesê, ons moet nou hande vat, ons moet die plek weer opbou, dit help nou nie, ons kritiseer mekaar nou hierso nie, ons moet saamwerk, en dis 'n pragtige verhaal byvoorbeeld van Sagaria 1-8, hoe daai 2 saamgewerk het, en hoe die profeet Sagaria hulle dan aangemoedig het en gehelp het. Weereens, die historiese konteks help jou 'n bietjie om te verstaan, en daarom as ons iets vir iemand van die Bybel vertel, is dit goed om iets daarvan te weet. Enige vrae nog? Sê maar Karen. Ja. Ja, so hulle is, as hulle het geken, so as in die evangelies en Jesus, hulle, so die Ou Testament was al sekere dele vir hulle bekend, as ook 2 Timoteus, as hulle praat van die Heilige Skrif, dan het hulle eintlik die Ou Testament as basis, so die wet en die profete. En interessant is ook dat selfs by Maleagi, so dat hulle ook sommige tyd die verteenwoordiger van die wet was baie keer Moses, en die profete was baie keer Elia. So op 'n paar plekke, ook in die Nuwe Testament selfs, was daar ook by ek dink is die berg van verheerliking, wat ook die hutte, dink ek 'n hut vir Moses en vir Elia, as ek reg het, ek is nou so 'n bietjie net, daar kan baie goed, maar maar ook in Maleagi en ander plekke, wat Moses en Elia dan ook as 'n verteenwoordiger van daai wet en profete gesien is. Goed, ek sê, was nog 'n vraag? Die vroeë profete. So ek het vir julle weer eens is, ons praat, as ek vir enigiemand in ons gemeente vra, wie was die vroeë profete, sal hulle nie van Josua, die boeke Josua en regtig sê, waar lees mens nie voor, sal nie dit sê nie, maar so die vroeë profete boeke, so ek gaan, daar's baie standpunte daaroor, so ek gaan nie te veel daaroor sê nie, maar ek dink Josua, die teks in Josua wat ons die beste ken, wat is die teks wat ons die beste ken, nou die dag het
die mense toe hulle getuig ook, wat hulle ook die Truth to Kids ook daai teks aangehaal. Ek en my, Josua 24 vers 15 as ek reg het. So Josua wat ook die mense voor 'n keuse sê, wat gaan julle kies? Gaan julle kies teen die probleem? Net soos Elia ook gesê het, wat kies julle? En op die ou end, nee, ons kies vir die lewende God. As ek reg het, julle moet maar daar is so baie goed wat ek nie weet nie, maar so af en toe het ek iets reg, maar so af en toe ander kere kan ek iets verkeerd ook hê, maar as ek reg het ook die Hebreëse vertaling daarso, waar Elia ook praat, en kyk hulle oor die Baal-profete en sê, maar roep ek jy harder, in die fynskrif, ek sal weer gaan opcheck of doodseker maak, dink ek staan daar, weet hulle hang op verskillende gedagtes ensovoorts, maar hy sê, julle moet miskien bietjie harder roep, want julle God is dalk in die badkamer besig. So 'n fyn spothoek, nou ek sal net doodseker maak, maar soos ek het die Hebreëus wat daar ook, want baie keer word in die vertaling gaan dit 'n bietjie weg die Hebreëus, want hy nou fyn met hulle ook spot, 'n stukkie en sê, jy weet, en op die ou, dis nie 'n lewende God, dis 'n God wat nou eintlik badkamer toe gaan terwyl hy sy mense moes gehelp het. So belangrik hierso, Josua wat sê ek in my huis, so word van die beloofde land gepraat, van leierskap, ongelukkig baie geweld ook, en so daar's verskeie plekke en so meer, en ek gaan hulle nie verveel nou nie, maar daar's verskillende teorieë oor hoe, jy weet, hoe is die land in besit, was dit 'n groot militêre aanslag, was dit geleidelike infiltrasie, was dit 'n opstand ook van binne af, en mense wat hulle ondersteun het, so daar's verskillende teorieë daaroor, julle kan daaroor gaan lees, maar weer eens die belangrike ding vir ons is, dat Josua ook as 'n leier, so Josua word miskien nie eerstens as 'n profeet gesien nie, maar dit is deel soos Elia en ander mense nie, maar dit ook as leier 'n belangrike rol gespeel het, en belangrike plekke soos Gilgal, Silo en Sichem ensovoorts. So belangrik is nou, ons lees later in die Bybel van Jerusalem wat die plek is, in die tempel in Jerusalem, so daar was sentrale aanbidding, en ja, dit is belangrik, hulle wou almal saam hê. Ek weet daar is sommige geleerdes wat sê, is dalk het Dawid nog so 'n bietjie 'n ander motief ook gehad, hoekom het hy Jerusalem, sommige sê, dis dalk om die belasting so 'n bietjie makliker te kry ook, en as jy die tempel moet bou, en almal is daar saam, en hulle kom vir die feeste, dan kan jy sommer die belasting ook opgaar en so, maar weer eens daar was verskillende plekke, waar mense ook dan aanbiddingsplekke gehad het, en later, as die konings kom en Dawid kom en sê, goed, Jerusalem is die sentrale plek op Berg Sion, en dat ons die tempel daar gaan bou ook. So dit is weer eens, is daar verskillende plekke, en ons dan ook gelees verlede week, die verhaal wat God stap met individue, pad stap met families, en dan ook 'n pad stap met sy volk, en selfs nou die tabernakel, die tent van ontmoeting wat geskuif is. So daar verskillende, elke omstandigheid in die Bybel was daar ook verskillende bedieningsmoontlikhede. Ek het nou die dag ook met mense daaroor gepraat, so in elke omstandigheid, ook in Helleberg gemeente, in elke nuwe omstandigheid het die Here ook vir ons gesê, dalk moet ons ook nuwe bedieningspraktyke kry. Kyk na verskillende, want in die Bybel was alles nie net op een slag nie, so leierskap het 'n belangrike rol gespeel, die profete het ook gehelp daarmee. Goed, en dan rigters. Julle sal seker rigters, wie is die bekendste rigter wat julle ken? Deborah lyk my, François lyk my die vrou wat hy eerste raak gesien, dis aan vroue maand, hier so Deborah was, so, maar ek dink meeste van ons ken vir Samson, die Samson verhale, so ons sal vir Samson kan kyk as die bekendste, maar daar's 'n klomp rigters, 12, en dan Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jefta, Samson, ek dink waarskynlik die bekendste rigters wat ons ken is waarskynlik Deborah, miskien Gideon, wat ons ook al gepreek het daaroor, ek het oor daad hulle preek gehad, ek het ook al oor, en dan Samson verhale, en dan is daar 'n klomp, so hulle was amper die groot rigters, en dan is daar so 6 van hulle, Samgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon, Abdon, ek dink julle gaan nie van daai name onthou nie, tensy jy jou sonnaarskool ergens gewen het in die Bybel vasvra, maar ek dink van daai rigters sal, as ek hy name noem, gaan julle sê nee, julle gaan nie ken nie, maar
So belangrik is ook interessant is in die boek Rigters die rol van vroue. En daar's nogal rolverhale, daar's nou 'n vrou wat met 'n pyl deur 'n ou se kop gekap het en daar's verkrachtingsverhale, goed, so daar's 'n paar rowwe verhale ook rondom vroue, maar daar's ook 'n klomp sterk vroue in Rigters. En interessant is in die boek Rigters ook wat die gees van die hele verwysing na gees van die Here kom 'n paar keer voor. Selfs daar was Samson, as ek reg het, die pilare en van as hy die gees van die Here het oor hom gekom en hom sterk gemaak ensovoorts. So 'n paar verwysings ook daarna. Julle weet in die Ou Testament die gees was steeds daar, maar hy is op spesifieke mense om spesifieke take te verrig. Maar weer eens is interessant is in die boek Rigters kom daar baie keer so 'n patroon voor. En dis 'n bietjie hartseer. Jy raak as ek dit nou weer lees, ek het nou die dag weer gelees daar. Dan is dit die volk wat op die ou end gesondig het en dan keer hulle tot die Here, of hulle sondig en dan is dit nou 'n volk soos die Moabiete of die Ammonite wat hulle nou 'n bietjie verwoes het en dan sien hulle dit gaan 'n bietjie rof en dan skielik dan bid hulle en roep die Here asseblief kom help en dan stuur die Here 'n rigter en dan gaan dit nou vir so 'n tydjie goed, vir 40 jaar of so goed en dan vergeet hulle weer van die Here en dan begin die siklus weer van voor af. En dit is so hartseer om dit te lees. Jy dink, kan julle nie luister nie, kan jy nie hoor nie. In ongelukkige geskiedenis, mens lees daai herhaal, wat hy selfde patroon, 'n paar keer kom daai patroon voor in Rigters. En dat die Here maar weer 'n verlosser of 'n redder of 'n rigter stuur om te help. In ongelukkige gebeur dit ook in ons eie lewens. In ons eie kerk en ons eie land ook. Soms is daar dan iemand wat verdruk is, nou weer 'n verdrukker word. En as dit so hartseer, bedoel, in ons eie land ook soms mense wat verdruk is en dan weer verdruk en in die reg oor die wêreld ook. En 'n mens wil graag daai bietjie omkeer, maar die profete het altyd ook 'n rol gespeel. Maar baie interessante rigterverhale wat ons gaan na kyk. Miskien in die rigterstyd was nog die stamme, so julle weet nog die 12 stamme, en julle ken dat die 2,5 stamme, Gad en Ruben, halwe stam van Manasse, in vandag se Jordanië, die ander stamme dan hierso, in vandag se Israel. So dit was 'n losse stammestelsel, waar mense, daar was nog nie konings nie ensovoorts, belangrik is voor die tyd van die konings. Vroeë profete, ek gaan 1 en 2 Samuel, so Samuel was 'n profeet en 'n priester, soos Esegiel ook 'n profeet en 'n priester, wat verskillende rolle, byvoorbeeld Moses, wat verskillende rolle, hy was profeet, priester, intercessor, krygsleier, wat ook al, maar belangrik is 1 en 2 Samuel, ek sê, die oorgang van 'n teokrasie, deur God gelei na 'n monargie, wat deur 'n koning gelei is, en Dawid speel 'n oorheersende rol, en nie Samuel nie. So belangrik is Samuel is geroep as profeet, die Here het hom geroep as 'n klein kindjie, die Here het met hom gepraat, so baie keer sal mense my vra nou, hoe die Here dan met hulle gepraat? Ja, sommige tyd direk, soms deur 'n brandende bos, soms deur 'n persoon of welk al, soms deur 'n visioen, deur 'n droom, verskillende die Here gepraat, en die Here praat nog vandag op verskillende maniere met ons, maar hy kan veral met ons praat deur sy woord. So ek weet, daar was een keer 'n predikant wat 'n grappie wat hulle gesê het, hy sê, dis 'n teokrasie, en my naam is Theo, sê hy. So daar is sommige huishoudings, sommige dalk plekke, werksplekke, wat die ouens ook 'n teokrasie het, maar 1 en 2 konings, daar weer, ek het net al ietsie vertel daarvan, maar Elia en Elisa verhale, gaan kyk weer daarna, en gaan lees weer 1 Konings 18 en wakel. Daai verhaal, dit inspireer my, as jy sommige tyd bietjie moedeloos raak, en jy wonder, moet jy opstaan vir reg en geregtigheid, dan Elia, Elisa, so belangrike verhale. En dan op die ou end, die hele konings, julle sal weet, ek het gesê, die profete het ook teen die konings geprofeteer en gesê, pas op, die verskil tussen 'n ware en 'n valse profeet. 'n Ware profeet, baie eenvoudig, dit wat hy of sy gesê het waar geword. Valse profeet het nie waar geword. So baie duidelik kon mense sê, nee, daar is 'n valse profeet, dit het nie waar geword. So dis net redelik maklik om te onderskei. Sommige het 'n bietjie tyd gevat. Maar as jy byvoorbeeld kyk, daar is klomp konings en hoe hulle geoordeel, het hulle die Here gedien of nie gedien nie. En daar is eintlik net 2 konings wat onvoorwaardelik in die Bybel geloof word. Dis koning Josia en koning Hiskia. Josia wat weer die wetboek ontdek het,
gelees het. Hiskia ook 'n verhaal wat dit vir die Here gevra het, die Here maak my gesond. En 2 keer in die Bybel kom waar as ek reg het, die Here vir hom 15 ekstra jare gegee het. Vandag nog, ja, ons mag dit vir die Here vra. In ons gemeente was daar 'n vrou wat baie goed geken het, en toe was sy as jong maat sy borskanker. Dis toe baie ernstig, en toe vra ek vir haar, wat wil jy vir die Here vra? Toe sê 'n dogtertjie van 2 jaar, toe sê sy, ek vra 5 jaar van die Here, sodat my dogtertjie ten minste in graad 1 kan wees. En toe, kort voor haar sterwe, toe sy al baie swak is, toe sy haar dogtertjie nou al in graad 2, toe sê ek, onthou jy wat jy vir die Here gevra het? Jy het 5 jaar, dis nou al 6 jaar, sê, damn it, plaas ek vir meer gevra het, sê sy. So, Elia het vir 15 jaar gevra, so ons mag maar ook vra as die profete wat nou pad met die Here stap, maar so daar is ook verskillende verhale van hoe profete en mense nou pad met die Here gestap het, en konings, weer eens, konings wat meestal negatief geëvalueer is. Daar is sommer Jerigo se fontein, Jerigo vandag nog ook, daar is ook 'n pragtige monasterie, wat is 'n monasterie in Afrikaans, die klooster daar ook, ek onthou, was bevoorreg om daar gewees, toe monnike so in die klooster, so, jy stap so op, in die berg, en hulle het so gesing, het was my van die mooiste musiek, om net so 'n paar monnike te hoor, net hoor sing, so in die berg. Daar is 'n toring, moeilik om te sê, maar Jerigo, een van die oudste stede dan ook, toring daar so, Jerusalem, julle ken vir Jerusalem met die muur, die Kidron Vallei ook rondom Jerusalem, daar is so net 'n rekonstruksie van Salomo se tempel, met die 2 pilare ook, en dan sê Samaria, wat die hoofstad van die Noordryk was, gebou deur koning Omri, so Omri het net so baie goed gebou so Salomo, maar hy was 'n goddelose koning, so baie min van hom in die Bybel, en daar is sommer net 'n bietjie oorblyfsels van Agab se paleis in Samaria. Agab, hierdie bose koning, onthou is Isebel, sy vrou, wat ook hom afverlei het, en ook mense uitgebuit het, en dan onthou julle Karmelberg, ek het net gepraat van die Elia en die Baalprofete, en jy kan nog vandag by Karmelberg ook iets daarvan sien, en herinnering hê van wat het Elia. So sommige tye help het ook, die van julle wat dalk al bevoorreg was, wie van julle was bevoorreg om daar in die Bybelse lande te wees? Steek gewoon op was, so dat is 1 of 2, so ergens help het vir jou bietjie om net iets van die Bybel te beleef op 'n ander manier. Deesdae is dit bietjie moeiliker om daar te reis, is bietjie gevaarliker, maar dit is ook, help jou net so iets te verstaan. So as jy daar, sê maar by Berg Karmel is, en jy beleef jy die verhaal, of jy in Jerusalem stap op die muur, dan besef jy hierso, hier het iets gebeur, en dan raak 'n mens bewus van God se teenwoordigheid ook op 'n ander manier. Die sogenaamde groot profete, ons het Jesaja al reeds iets gesê, ek gaan 'n bietjie 'n voorvlug neem, ons gaan nie alles kan hanteer nie, maar ek het vir julle gesê, Jesaja wat in 3, sommige praat van proto, detro en trito Jesaja, maar weer eens is 3 verskillende tydvakke. So die boek van Jesaja is al van voor ballingskap, in die ballingskap en na die ballingskap. So het gee vir ons iets van God se werking in honderde jare. So net in daai een Bybelboek is daar 'n klomp goed vasgevang van hoe mense oor God gedink het, hoe God gewerk het, voor die tyd van die ballingskap, toe hulle nog onseker was, in die ballingskap het hulle weg was van 'n plek, na ballingskap hulle keer terug, en herbou die tempel ensovoorts. So dit is 'n wonderlike boek, daarom is Jesaja, weet, so 'n spesiale boek, Jesaja wat ook praat van die lig vir die wêreld, wat die volk ook selfs 'n lig moet wees ensovoorts. So belangrik is, die boek Jesaja is nog steeds een van die treffende boeke, en die verlede is baie net, ook oor die 3, gesê, nou sal geleerdes ook vra, hoe skakel het in mekaar, wat is die eenheid ook van die boek, maar ons gaan 'n bietjie meer daaroor. So net 'n foto van die antieke Babylon, met die Ishtarpoort, so net 'n voorstelling daarvan, maar Babylon, dis waartoe hulle in ballingskap gegaan het, 586. Jeremia lees ons ook 'n paar plekke van, en ek sê daar so die teologiese boodskap, miskien net die in Jeremia interessant is, dat die Hebreëse teks van Jeremia is heel wat langer as die Griekse teks, die Septuaginta, en so sommige sal sê, baie keer in die tekskritiek sal hulle sê, sommige tye is die korte teks dalk die meer betroubaar. So sê nou maar, ons vertel stories van oupa en ouma, dan kom ons altyd sterkies by, is maar so. Ergens sit iemand nog 'n storie nog en dan maak hulle die storie so bietjie soppiger of walkal. So baie keer in die tekskritiek in die Hebreëse Bybel sal hulle sê, goed, in die
byvoorbeeld die Masoretiese teks of die Hebreëse teks is dit, maar dalk die Griekse teks, sekere tekste soos Jeremia, so heel wat korter, en dan sal sê, was dit nie dalk die korte teks meer betroubaar? Die Nuwe Testament, byvoorbeeld Markus, die evangelie wat korter is, sommige gereken dit was amper die bronteks, Markus ensovoorts, en dan die ander dit gebruik, maar ook hulle perspektief bygesit oor Jesus op aarde. So Jeremia, maar mens kan klomp dinge oor Jeremia sê, maar ek het daar gesê, God is die skepper van die wêreld en sy mag is universeel. En daar's pragtige gedeeltes, en ek het vir julle genoem ook van Jeremia wat geroep is, die roepingsverhaal Jeremia 1, waar hy ook sê, hy is te jonk, of waar ook al. So baie keer interessant is dat mense sê, roep, ek is te jonk, of ek kan nie praat nie, Moses, ek kan nie praat nie, Jesaja wat sê, ek kan nie praat nie. So, mense het altyd verskonings gehad, in die ou dae het hulle verskonings gehad, vandag nog steeds verskonings. So, ons sal altyd sê, ja Here, maar dit of dat, so belangrik is, die roeping van Jeremia, en Jeremia gee ook vir ons nuwe hoop, 'n nuwe verbond, so hy praat van die ou verbond, van 'n nuwe verbond, en gee weer 'n bietjie nuwe hoop, ensovoorts. Maar weer eens is, hy staan teenoor die valse profete, en daar's lang hoofstuk wat soms vir mens klink, joh, ek wil 'n bietjie vinniger daaroor gaan. Nou, Jesegiel praat oor 'n totaal ander syd van Jahwe, dan die naam van God. Hy gebruik meer priesterlike taal, want hy was 'n profeet en 'n priester, en seker die bekendste in Jesegiel is seker, daai Jesegiel 47, die visioen van die water uit die tempel wat lewe bring. Ons het, ek dink, ja, verlede jaar of voorverlede jaar daaroor gepreek ook, en dan ook, onlangs dink ek het Dion gepreek ook oor die nuwe bene, wat Jesegiel ook die ou bene en die nuwe bene lewend kom vleis gee. So dis twee visioene wat 'n baie belangrike rol, baie van die gemeentes in die land, ek dink amper ook, selfs ons moederkerk, hulle is ook 'n visioen van lewende water, so baie gebruik daai visioen ook as 'n visie vir 'n gemeente, maar dit is pragtig, sommige tye praat die Here deur beelde. Ek het nou daar gepreek by die wingerdstok beeld, hier is nog ergens 'n wingerdstokkie hierso, en die Here gebruik baie keer 'n beeld en 'n visioen net om ergens vir ons bietjie dat ons iets vashak met dinge, en dan dis waar Jesegiel ook kyk. Maar Jesegiel het 'n paar interessante dinge, ek gaan nie te veel daaroor verder sê nie. Nou, ons het die sogenaamde, ons het die vroeë profete wat julle het, van Josua, Rigters 1 en 2, Samuel en 2 Konings, dan het ons die sogenaamde groot profete, Jesaja, Jeremia, Jesegiel, en dan het ons die boek van die 12 profete. Nou in die verlede is baie klem gelê op die onafhanklike boeke. Maar toe al meer gesê is, dis dalk nie toevallig dat daar 12 profete is nie. Toevallig, en sommige sal selfs die naam Maleagi beteken my boodskapper. Ek dalk dink dat hulle miskien 'n verdeling gemaak het om dit juist 12 te maak, en 12 is 'n belangrike getal in die Bybel ensovoorts. Maar weer eens is, dis ook vanaf die 8ste tot die 4de eeu voor Christus, soos die boek Jesaja 'n lang tydperk het, en daai boeke, en ongelukkig ons lees baie keer baie min van daai boeke. Een ding wat 'n paar keer voorkom in die boek van die 12 is die woorde die dag van die Here. Die dag van die Here. Yom Yahweh. Dit kom 15 keer in die Ou Testament voor en 13 keer in die 12. As julle weet, die verspreiding daarso, en daar's ander terme, ek het daar 'n hele klomp, ek gaan nie alle herhaal nie, maar dag van aanbidding, dag van oordeel ensovoorts. En soms is daar oor die dag van die Here verskillend gedink. As julle die woord dag van die Here hoor, waaraan dink julle? Oordeelsdag? Selfs in die Nuwe Testament dink ons dalk dag van die Here as die Sondag, sommige ook. Maar interessant is dat die oordeel, so sommige tye was daar oordeel oor die volk self, ander tye oordeel oor die vreemde nasies. So, daar's verskillende perspektiewe wat oor die dag van die Here ook na vore kom, en dis interessant dat selfs op die ou en in sekere boeke, dat daar verskillende perspektiewe in die een boek voorkom, maar ek dink, belangrik dag van die Here, die ouer profete het miskien 'n bietjie meer gepraat daaroor, dat God gaan sy volk straf, maar by die latere profete bietjie meer gesê dat God ook sy volk gaan bevry en die vyande gaan straf. So as verskillende perspektiewe, maar ons sal ook dan van die oordeelsdag en Openbaringe waar ook al sterker na praat, maar die dag van die Here. So die dag van die Here was nie net 'n
dag van verskrikking nie. So daarom die oordeelsdag is eintlik vir gelowiges is die oordeelsdag eintlik nie 'n dag van verskrikking, dis 'n genadedag. Dis 'n maar mense het iets daarvan, so daar is ook lyne wat deurloop, maar in die hele boek van die 12 temas van sonde, strafherstel, bekering, vergifnis, so daar is pragtige gedeeltes ook selfs oor vergifnis. En Hosea, pragtig Hosea 11 wat praat oor God se genade en vergifnis. Sekere dele van Jeremia wat sê in een dag sal hy die hele almal skoonmaak, bevry. Hy sal die priester ook reinig en Jeremia in Sagaria 3 wat ook die priester as verteenwoordiger van die volk sal hy vergewe. Later ook op een dag sal hy die hele volk ook reinig ensovoorts. So is ook selfs dele van bekering en van vergifnis wat voorkom. En 'n mens kan nou verskillend kyk na al die boeke, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha ensovoorts. So elkeen, en daar's 'n geleerde met die naam van House, Paul House, hy het so, ek het dit neergeskryf, God wat waarsku en lief hê, God wat waarsku en beloof, God wat sondigheid haat, God wat waarsku teen hoogmoed, God wat die heilige waarsku, God wat teenoor sonde getuig. So hy het so 'n paar keer die klem gelê op wat sê die boek oor God, en ons het vir mekaar verlede week ook gesê, belangrik die hele Bybel gaan oor God eerstens. En daarom was dit nogal vir my goed dat hierdie geleerde op die ouend al die boeke so gevat het en gesê, wat sê dit oor God? Nineve, wat die hoofstad van Syrië was, en bietjie uitbeelding daarvan, in die latere boeke van die boek van die 12, Naam, wat God wat Assirië vernietig, Habakuk, ons ken dalk, seker die bekendste verse in die boek van die 12 is dalk Habakuk 3, of wat ander verse staan vir julle uit in die laaste 12 profete. Dink almal ken, ons sing hy liedjie ook, as die mense die woorde vergeet ook, want so lief het God die wêreld as hulle die woorde vergeet, dan sing hulle die liedjie eers, of ken hom in al jou weë, is ook 'n paar van die liedjies wat ons help met die verse, maar weer eens gaan kyk so 'n bietjie, ja, Habakuk praat ook in die begin oor die sogenaamde Theodisee probleem. Hoe kan 'n regverdige God toelaat dat die goddeloos nie die wêreld die oorhand kry? Dis belangrike teologiese vrae wat deur die eeue in Habakuk vra daai vrae en reg deur die Bybel kom daai vraag voor. Ons vandag worstel nog steeds daarmee. En dan seker ek het Obadja wat die vorige ken ons seker is die kortste boek in die Ou Testament, Obadja net 1 hoofstuk. Die Nuwe Testament, wat is die kortste boek in die Nuwe Testament? Wat dit 1 hoofstuk is, Judas, as ek reg het, ja, Judas. En Psalm 117 dink ek is die kortste Psalm, maar goed, so ek dink ons ken dalk 'n naam nie so goed, die Habakuk so 'n bietjie, Haggai het ek julle vertel van die tempel wat herbou word, Sagaria, dalk een van die bekendste verse in Sagaria is nie deur mag of deur krag nie, maar deur my geestelik slag. Ek het al daaroor ook gepreek, en so dit is dalk ook 'n bekende vers. Maleagi, God wat vir Israel liefhet en hernuwe, en om deur vermaning en bestraffing die volk op te roep om hulle tot God te bekeer. So weer eens is die woord sjoef of bekeer speel maar 'n belangrike rol in baie van die profetiese boeke. Oproep tot bekering. Interessant is, die bekering, ons wil altyd die mense buite die kerk bekeer en sê, daai goddeloos is daar buite. Die profete het baie keer gepraat met die verbondsvolk. Sê, julle worry nou oor die ander, is daar buite, ek sal oor hulle worry, maar julle is hierso nou. Bekeer julle, weet, julle is altyd so, en baie keer sal ons in die kerk, wil ons altyd die mense buite, maar dat die Here interessant is, die profete ook 'n sterk oproep tot daaglikse bekering van die verbondsvolk, van die mense wat hulle hoorders is. En ons is baie keer, ja, dis belangrik, ons moet uitgaan en 'n verskil maak, en daar sekere Bybelboeke wat ook uitreik, soos die Jesaja, wat so 'n bietjie meer die lig vir die wêreld is, baie sterk is, dat moet 'n lig wees vir die wêreld, maar ons moet ook na mekaar kyk, bekering. Daar is so 'n paar foto's, die Persepolis in die Persiese Ryk is een van Darius se belangrike plekke, die Persiese soldate, die uitbeelding, en as jy sien, verskillende kopbande, koning Kores se graf, Kores wat ook in Jesaja 45 gesien is as 'n Messias, en dis die Kores silinder wat nou hulle 538, wat hy
gesê het, hulle kan terugkeer, die dekreet van Kores, dat die mense kan terugkeer na hulle lande toe, en so koning Kores wat 'n belangrike rol gespeel het, sodat die ballinge kon terugkeer, en daarom word hy in Jesaja 45 as 'n Messias gesien. Reg teen die einde net, wat leer ons vir vandag? Die profeteboeke help ons om op God te fokus. So die profete wil aan mekaar mense sê, bekeer jou na wie? Nie jouself nie, na God. Draai jou oog na God. As jy in die ballingskap is, onthou, God kan help, God kan troos. As jy ongehoorsaam is, onthou, God sien raak. So belangrik is God. Help ons ook om ons eie omstandighede raak te sien. So baie keer kan die godsdienst soort van 'n pie in the sky wees, maar die profete leef op die grond, tussen die mense. Hulle het ook nie met netjies toegaatjies in die kerk, in die kultus, in die tempel gesit nie. Hulle het geboer, hulle het rondgestap, hulle het met velklere, hulle het sekere goed moes doen. So hulle was nie, amper sê die sogenaamde godsdienstige mense. Hulle het so 'n bietjie van buite af gekyk, en daarom hulle die wêreld verstaan. En gesê, julle sit nou daar wel lekker, die priesters daar in die tempel, julle sien nie die armes raak nie. Ek stap daar, ek sien daai ou wat nie kos nie, wat ook al. So weer eens, belangrik is, help ons omstandighede raak te sien. Help om ons sonde te besef. So hulle help ons daar, help ons om met vrymoedigheid, ek het julle gesê, as ek dalk 'n bietjie moedeloos raak, dan lees ek van die profeteboeke en dink, hoe hy die vrymoedigheid gekry het, weet nie, maar die Here het gegee. Help ons nie kerk op te speel op aarde nie. So nie net aan mekaar, help te sê, dit is belangrik om regtig waar te leef vir die Here. Help ons om die stemme van die profete stil te maak. So baie keer wil ons daai stemme stil maak. Profeteboeke help ons moet dit hoor, ons moet dit lees. Help ons om stem van mense buite die kerk oor die kerk te hoor. So sommige tye dan sê is, kan ons so in onsself val raak, en dat die profete kom sê, julle wat hierso sit, kom ons help julle ook, en help ons om ons eie omstandighede te verstaan. So dis 'n paar goed van die profete wat ons help, en ek dink julle vrae beantwoord, die vrae wat ek dink, is daar nog iets in julle hart oor die vrae, hoe hulle geroep is, die profete van vandag, so die vraag is miskien ook, het ons nog vandag profete? So ons sal sê ook dat elkeen van ons as gelowig is ook profeet, priester, koning, en ek sit nog die wyse ook by, ons gaan volgende week bietjie daaroor praat. Dis ook ons rol. Ons is profeet, priester en koning. Ook Jesus se rol is profeet, priester en koning. So die leierskap, en daar is miskien vandag mense wat bietjie meer die gawe van wat het om 'n profetiese stem te wees. So ons moet daai mense aanmoedig om nog steeds sy profetiese stem uit te leef, soos ander mense ander gawes van bemoediging het, dalk miskien 'n meer priesterlike rol ensovoorts. Maar weer eens is daar vandag nog, en die vraag is, kan die Here nog met ons praat soos wat hy met die profete in die ou tyd gepraat het? Dus nou die dag moes ek iets doen oor die visioene in Sagaria, en die vraag gevra, praat die Here nog deur ons deur middel van visioene? Ja, die Here, ons is bevoorreg om die woord te hê, maar die visioen word altyd weer getoets aan die woord. So 'n profeet sy stem staan nie teenoor die woord nie. En daarom, weer eens is, daar's vandag nog profete, maar ons almal word ook opgeroep om die profeet wat 'n belangrike rol van verkondiging te hê. Ons moet hoor wat God sê, ons hoor deur sy woord op verskillende maniere, dis ook ons rol om dit te gaan verkondig verder. En dis nie net predikante of onderwysers of wie ook al, sendelinge nie, dit is ons almal het ook 'n profetiese stem. Goed. Ja, welkom. Ek het die boek van Richard Rohr gelees, Ja. Tears of Things, verlede jaar verskyn, waar hy fokus op die profete. En dit het my geestelike lewe ongelooflik verryk en verander. En my opgewonde gemaak oor die Ou Testament. En die fokus is op God se genade en God se liefde, wat my nogal verras het, want so dikwels, soos jy gesê het, is die Ou Testament word geassosieer met
Ja. die verwysings, maar ook die teks self. En dis hoekom ek hier sit. Ja. Ek is skielik verskriklik opgewonde oor die Ou Testament. So die wat nou dalk nie gehoor het wat die video kyk, wat Elise wat self deur 'n moeilike tyd gegaan met kanker, wat sê dat Richard Rohr 'n boek geskryf het ook oor die profete, The Tears, wat is die boek se naam? The Tears of Things, en hoe die profete ook nie net oordeel verkondig het nie, maar ook die genade, en daarom ek het veel, ek dink ek reg die heel eerste keer toe ons 'n bietjie opgewonde gemaak het oor die Bybel gesê, Hosea 11, is een van die mooiste gedeeltes wat sê, maar ek is God en nie 'n mens nie. Ek sal nie jou vernietig nie. Ek wil jou nie uitwis soos ek Sodom en Gomorra uitgewis het nie. Ek is God en nie 'n mens nie. So daar's 'n hele klomp gedeeltes, en as jy oor vergifnis, ek het so 'n bietjie oor vergifnis dinge ook gekyk, en byvoorbeeld die laaste deel van Micha, wat sê, wil die diepsee gewerp, beelde van die Here wat vergewe, wat omgee, wat geduld met sy volk het. En ook weer eens is die groot deel van vergifnis ook is vergifnis, ek weet die lees het ons ook by gehelp met vergifnis en dinge ook, julle pad daarmee, maar vergifnis moet ook gedoen word. En God het beloof, ek sê, ek sal julle vergewe. Wat het hy gedoen? Het hulle teruggebring uit die land van ballingskap. En daar het hulle beleef, die Here het ons werklik vergewe. So, dit is weer ook, dit fisies die Here ook dit, en hulle het dit beleef in hulle lyf, om te sê, ons kon weer terugkeer, ons kan weer herstel, ons kan 'n nuwe begin maak, 'n stuk hoop weer. En dan die profeteboeke het iets van alles. So, as jy net so 'n bietjie, sorry, wil jy Frans iets gevra het? Ja, ek kan sorry, het ons 'n minuut of 2 oor die tyd, maar ek dink ons, ja. Goed, ek het gesien in my notas het ek gehad, so in ons Bybel, ons kanon word Daniël deel, maar in die Hebreëse kanon is Daniël deel van die geskrifte. So ek gaan Daniël dan volgende week behandel saam met die geskrifte, maar jy sal sien, een boek, Ou Testament teologie sal dit onder die profete behandel, ander nie. So Daniël word ook dan, as leermeester, as profeet ensovoorts verskillende, maar as die profete boeke in die Hebreëse Bybel word hy dan onder die geskrifte gerangskik. Volgende bietjie daaroor. So, kom ons help mekaar, ons kan afsluit met gebed, maar ek hoop dat julle so 'n bietjie gehelp, soos Elise sê, sy het ook selfs in 'n moeilike tyd van haar lewe, ook die profeteboeke begin lees. Kom ons help mekaar, kom ons leef dit, en die profete gee my so 'n bietjie moed om te sê, gaan aan. As ek 'n bietjie vashak, nou dan gaan met moed aan. So kom ons bid net saam. Here, dankie vir die Bybel, dankie vir die voorreg dat ons meer oor die Bybel kan leer, Here, en help vir elkeen van ons om ook profete te kan wees, Here, soos ook in die Ou Testament leer. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Goed, volgende week die laaste, ek kan nog mense nooi, dis dan oor die geskrifte, psalms ensovoorts. Daar's 'n bietjie tee, het Melanie vir ons dit aangesit daar, so as julle 'n bietjie nog saam wil kuier, is julle welkom as julle nog wil vra. Goed, gaan hoor. Geseënde week vir julle.